So ons is nog steeds besig met die ek is stellings van Jesus Christus. En ons daar 7 stellings en vanoggend is ons by die 5de stelling. Die 5de stelling wat Jesus Christus maak. En hy sê ek is die opstanding en die lewe. As ek mekaar raak met die hoeveelste stelling dit is, want ek is nie 110% seker nie, ek steek met gerus jou hand op en sê vir my, pastoor, dink nie jy's reg nie. Maar, so om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee vir die van julle wat nou dalk die eerste ene gemis het, waar dit vandaan kom. Moses stap in die woestyn en hy sien 'n brandende bos. En hy besluit soos enige normale mens om te gaan kyk, hoekom brand hierdie bos en hoekom hou hy nie op brand nie. Hy brand en brand en brand en brand en toe Moses nader kom, toe praat die Here met hom uit die bos uit. En hy sê vir Moses, ek wil hê jy moet my volk uit Egipte gaan uithaal. Ek wil hê jy moet hulle gaan haal. Ek het hulle elende gesien. Ek het hulle swaar kry gesien en Moses, ek kies jou om hulle te gaan haal. En Moses twyfel in homself. Hy sê, maar wie is ek, Here? Wie is ek dat ek met Farao kan gaan praat? Wie is ek? En Jesus en God sê nie vir Moses al die mooi dingetjies van Moses nie. Hy sê nie vir hom jy's goed genoeg en jy kan praat en jy het die regte woorde en jy het die genoeg wysheid en jy het al hierdie dinge nie. Nee. Hy sê vir hom ek is immers met jou. En mag ek en jy op daai punt kom waar ons besef dit gaan nie oor wat ek het of wat ek kan doen nie. Dit gaan nie oor wat ek nie het nie en wat ek nie kan doen nie. Dit gaan oor die een wat by my is, want hy werk deur my. En Moses sê toe, okay, dis reg, Here, ek sal gaan. Maar wie sê ek het my gestuur? Wie sê ek is die een wat my gestuur het om hierdie volk te kom uithaal? En God sê die volgende woorde. Hy sê vir hulle, ek is wie ek is. Het jou gestuur. En Moses, soos enige normale mens, stry nie met God wat uit die bos uit praat nie. Hy aanvaar dit net so. Maar tog is daar iets van 'n mens wat nie verstaan nie, want dis nie 'n volledige sin nie. Dit maak nie heeltemal lekker sin vir ons nie. En Jesus besef dit en hy kom soveel duisende jare later en hy gaan aan met ek is. En hy kom gee 'n bietjie meer duidelikheid oor die sin wat na ek is kom. Hy sê ek is die lig vir die wêreld. Ek is die brood vir die lewe. Ek is die deur vir die skape. Ek is die goeie herder. En vanoggend sê hy ek is die opstanding en die lewe. Amen. So Jesus kom gee vir ons meer duidelikheid sodat ons kan verstaan wie is hy? En ons het vir baie lank gepraat oor wie is die Heilige Gees en dit was kosbare tye van Pinkster af vir hoeveel weke. Maar ek dink nog meer is wie is Jesus en wat het hy gedoen? So ons teksgedeelte, die hoofgedeelte waaroor ons gaan praat vanoggend, is Johannes 11 vers 25. Daar is 'n ander slide, een wat sê ek is die opstanding en die lewe. Hy behoort daar een van die eerstes te wees. Hulle is by woordskool, hulle wil net woordskool hou. Okay, maar in elk geval, ons gaan aan. So julle kan saam blaai, so hierdie is nou 'n baie goeie les dat jy 'n fisiese Bybel moet saambring. Sodat jy saam met my kan lees. Johannes 11 vers 25 sê, Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Glo jy dit vanoggend?
Glo jy dat wanneer jy in Jesus glo, dat jy nooit sal sterf nie? Amen. Kan ek vir julle een ding vertel, en moet nou nie te geskok wees in die vraag nie, maar volg my. Wat is die een ding in die woord van God wat Jesus Christus nie kon doen nie? En ons het vanoggend vir mekaar gesê, sonde is een van hulle, maar dit is nou nie waarvan ek praat nie. Wat is die ander ding wat Jesus Christus nie kon doen in die woord van God nie? Jok, val maar so 'n bietjie onder sonde. Jesus kon nie 'n begrafnispreek doen nie. Want as die dooie sy stem gehoor het, het hy opgestaan. Hè? So terwyl julle lekker lag, ek het 'n vinnige storie. Ek sit eendag in Parys in die kerk se begrafnis en hulle dra die kus tot voor in die kerk. Nou die rekenaar waar ons die woorde van afgedoen het, as die kus hier was die rekenaar omtrent hier. So dis hoe naby ek was. Ons voorportaal was daar agter by die klank. En ek weet nie hoe nie, maar as iemand in die voorportaal sou praat of geluide maak, dan weergalm dit laat dit klink asof dit van voor in die kerk afkom. Ja, julle weet waartoe ek gaan. Nou sit ek en ek doen die woorde, ek is besig om reg te maak vir die begrafnis. En hulle bring die kus in en die begrafnisondernemer is uit en ek tog het gery. Maar hy staan in die voorportaal. En hy hoes. En dit klink as wat van hier af kom. Ja, ek het seker vir 'n volle 6 minute net doodstil gesit. En gewag vir nog iets. Ek het gedink daai oggend sien ek 'n wonderwerk. Die res van die gemeente sou ook, hulle sou nog nooit iemand so vinnig sien hardloop het nie. Amen. Jesus Christus is die opstanding en die lewe. Nou ek is seker daarvan, julle is wel bekend met hierdie gedeelte waarvan hy praat. Dis die storie van Lazarus. Jesus se disippels kom met 'n woord, met 'n boodskap na hom toe en sê, jou geliefde vriend Lazarus lê op sterwe, ons moet nou gaan om vir hom te gaan bid. Ons moet nou gaan. Hoekom was daar daai dringendheid om nou te gaan? Want hulle het geweet die krag lê binne in Jesus om gesond te maak. Hulle het dit al gesien. Dit was obvious. Hulle het geweet as Jesus Christus daar kon uitkom, kon hy vir hom bid en dan kon hy nog 'n lang lewe gehad het. En ons kan nou lank redeneer oor die intensies van Jesus en hoekom hy vertoef het en hoekom hy nie dadelik gegaan het nie en hoekom hy so lank gevat het. Maar ek dink hy was wel bewus van wat gaan gebeur. En hy was wel bewus dat wanneer hy daar aankom, gaan hy vir die Israeliete en gaan hy vir sy disippels iets wys wat hulle nodig het om te sien. Hulle het nodig om te sien dat die opstanding en die lewe is in hom. Dis nie wat hy doen nie. Hy sê nie ek bring vir julle opstanding en lewe nie. Hy is die opstanding en die lewe. En wanneer hy die opstanding en die lewe is, al waar jy dit gaan kan kry, is in hom. Amen. Nou ons sukkel so bietjie met daai ene. Ons sukkel bietjie soms om te glo dat die Here die opstanding en die lewe is. Hoekom sê ek sukkel ons? Want daar's baie situasies in ons lewens wat maar nie baie voel soos lewe of opstanding nie. Wat nou nie baie voel asof dit vreeslik lewendig is nie. Ons situasies by die huis voel nie baie opgewonde nie, voel nie baie lekker nie. En ons sukkel met dit. Maar hoekom? Is dit omdat ons twyfel of Jesus Christus die krag het om opstanding en lewe te bring? Dink julle dis omdat ons twyfel in sy krag? Nee. Ons lees die woord oor en oor en oor en ons weet hy kan. Ons weet hy kan opstanding en lewe bring. Ons weet hy kan 'n wonderwerk doen. Dis nie waaraan ons twyfel nie.
Ons sien soos Martha in hierdie gedeelte, ons twyfel nie in sy krag nie, ons twyfel in sy bereidwilligheid om dit vir my te doen. Kom ons lees hierdie teksgedeelte saam. Johannes 11 vers 21 tot 26. Martha sê toe vir Jesus: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Sy twyfel nie in sy krag nie. Sy sê as U hier was, ek weet as U hier was, sou hy nog geleef het. Ek weet dit, want ek weet die krag is binne in U. Sy het 'n probleem met die feit dat hy nie hier was nie. Vers 22, maar self nou weet ek, dat wat U ook al van God vra, God vir U sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha sê toe vir hom, ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? En hy vra dit vir Martha, want sien, sy het hom goed geken. As julle die res van die woord gaan lees, sal julle sien dat dit is nie die eerste keer wat hulle met mekaar te doen het nie. Hulle ken mekaar. Sy het geweet, wat is die krag wat in Jesus Christus is. Sy het geweet, dit is vir hom moontlik om haar broer te kon gesond maak. Sy het dit geweet. Sy het nie getwyfel in sy krag nie, sy het getwyfel, dat is hy bereid om dit vir my ook te doen. Is hy bereid om my ook te help met hierdie situasie? Kan ek vir julle, jy sê dalk nou hier vanoggend en dink, ja, maar ek dink nou nie so nie. Kan ek jou help om vir jou dalk te bewys dat jy het al 'n paar keer maybe so gedink? Jy al gedagte gehad, ek het nou nog nie persoonlik hierdie ene gehad nie, die gedagte van, dis nou maar net die man wat die Here vir my gegee het. Ek het nou nog nie daai ene gehad nie, maar ek is seker daarvan. Of dis nou maar net die vrou wat die Here vir my gegee het. Ek het ook nog nie hom gehad nie. Of dis nou maar my lot. Die Here het nou vir my hierdie kinders gegee, die Here het my nou in hierdie situasie gebring, dis nou maar net my lot, dis nou maar net wat ek moet kry. Dis nou maar my voorland. Dis nou maar wat my toekom. Jy al so gevoel? Amper daai moedeloosheid van, dis nou maar net my lak. Ons twyfel nie in die krag van die Here nie. Ons weet hy kan in 'n oomblik, kan hy jou bankrekenings op 2 of 3 nulle bysit. Ons weet in 'n oomblik kan hy jou gesond maak. Ons het dit al gesien, man. Ons het die Facebook video's gekyk. Ons weet hy kan. Ons twyfel of hy dit vir my sal doen. Want ek sit nou maar met die situasie. Dis nou maar die pad wat die Here vir my gekies het. Dis nou maar, ek probeer nie 'n prosperity preacher wees vanoggend nie, en ek sal nou sal ons dit net regstel. Maar hoor wat sê die woord van God. Romeine 8 vers 28. Ken julle hom? Hy sê ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Kan ek julle 'n verskriklike, interessante ding leer oor 'n Griekse woord? Daar in die Engels staan daar daai Griekse woordjie vir all. Die Griekse woord vir alles. Wil julle raai wat beteken dit? Alles. Verskriklik interessant. Alles. God sê ek wil alles vir jou goeie laat meewerk. Beteken nie die situasie is great nie. Beteken dit wat hy daardeur doen gaan great wees. Hy sê ek wil alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En dan sit ek met mense in die kantoor en hulle sê maar pastoor, my lewe val uit mekaar uit.
Niks werk vir my uit nie. Dit voel vir my asof die Here my nie hoor nie. Die Here sien my nie raak nie. Die Here besef nie waartoe ek gaan nie. Die Here kom nie deur vir my nie. Nou wat maak ons dan? Wat maak ons wanneer die omstandighede om ons, soos Martha wat die dood ervaar, sy leef nog, maar die dood is om haar. Sy ervaar dit, sy sien dit, in haar omstandighede voel dit asof haar net dood is. Wat doen ons wanneer ek en jy by daai selfde plek is? Wanneer ons nog nie die opstanding en die lewe ervaar nie. Wanneer ons nog nie voel asof alles great gaan nie. Wanneer ons nog nie sien dat alles ten goeie meewerk soos wat hy beloof het nie. Wat maak ons dan? Of vanoggend vir julle sê, ons maak presies wat Martha gemaak het. Ons doen presies wat sy gedoen het. Ons glo presies wat sy geglo het, want hoor wat sê vers 21. Onthou, Lazarus is alreeds dood. Hy is al 'n paar dae dood. Maar hoor wat is haar woorde? Sy het die teleurstelling beleef. Sy het beleef dat Jesus te laat was. Sy het beleef dat die seer alreeds daar is, maar haar woorde sê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie, maar selfs nou weet ek, dat wat ook al U van God vra, God vir U sal gee. Sy het nie vir 'n oomblik opgegee op die krag van Jesus Christus nie. Sy het nie vir 'n oomblik opgegee nie, sy het gesê, selfs nou weet ek, dat wat ook al U vra, God sal dit vir U gee. Ek hou nog steeds vas aan U. Ons as mense reageer soms heeltemal anderste. Van ons gaan sit in sak en as, en die lewe is nou net te swaar, en die lewe is nou net te moeilik, en ek gaan nou hier sit, en ek weet nie, daar is 'n gesegde oor wurms eet, of iets soos dit, of ek is 'n wurm, ek ken hom nie, maar julle ken hom, julle lag. Maar ons wil onsself verskriklik jammer kry. Die ander kant van die mensdom, die wat bietjie meer aksie vat, sê, nee man, ek gaan dit sommer nou self uitsorteer. Ek gaan my eie ding nou gaan doen. Maar ons vertrou nie dat Jesus Christus nog steeds nou iets kan doen nie. Maar selfs nou weet ek, is Martha se woorde. Sy hou aan om te glo dat Jesus kan. Sy hou aan om te glo dat hy kan doen wat sy van hom vra en wat hy van God vra. Maar as hy nie doen nie, en as die situasie nie dadelik verander nie, kan ek julle herinner aan die storie van Josef. As julle wil weet wat is ellende en familiepolitiek en drama, gaan kyk Josef. Gaan lees bietjie daar wat met hom gebeur het. Nou ek en my broer het al baie vasgesit, maar nog nie tot op daai punt nie. Josef dien God met sy hele hart. En hy deel met sy broers die drome en die gedagtes wat God vir hom gee. En hulle vat so 'n bietjie offense daarin. Want jy's dan nou die jongste, hoekom moet ons nou voor jou buig en al hierdie dinge? En hulle raak kwaad vir hom. Gooi hom in 'n put. Verskeer sy kleed, smeer dit vol bloed, sê vir sy pa hy's dood. Verkoop hom aan Egiptenare. En dan werk hy in iemand se huis. En dan as jy gedink het, familiedrama tussen boeties en sissies is die moeilikheid. Wag totdat die baas se vrou jou aan die kraag gryp. Dan is daar moeilikheid. In elk geval, die moeilikheid raak soveel groter, dat hy toe in die tronk gegooi word. En dit lyk net nie asof Josef bo uitkom nie. Dit lyk net nie asof sy situasie omdraai nie. Hy is dan so getrou. Hy het dan sy hele verhouding met die Here so goed gebou. En hy so naby aan God. Maar situasie na situasie werk nie vir hom uit nie. 'n Mens kan sê dat daar's dood. Daar's nie lewe nie.
Ons weet, ons het die storie nou al gelees. Ons weet waar eindig Josef op. Nou ek wil hierdie vraag vir julle vra. Vandat Josef verkoop was, vandat hy in die put gegooi was, daai dag, tot die dag wanneer hy aan die regterhand van Farao staan as die tweede in beheer. Hoe lank dink julle was dit? Wil julle vinnig geraai vat? 13 jaar. Vir 13 jaar gaan Josef deur hierdie ellende, vir 13 jaar gaan hy deur hierdie moeilike situasie, vir 13 jaar sukkel hy, maar hou hy vas aan God, sodat hy hierdie woorde kan sê. Vir 13 jaar hou hy vas en hy weet dat dit wat God vir hom instoor het, is groter en belangriker, en dan kom sy broers terug. En hulle sit met 'n hongersnood, hulle sit met 'n probleem. Hulle het nou hulp nodig. En hulle kom weer by Josef uit, en Josef, toe hulle nou agterkom wie hy is, sê Josef vir hulle, moenie bang wees nie, want ek is in God se plek. Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit reeds iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur. Daar's 'n rede hoekom ek en jy hierdie hele storie van begin tot einde moet sien. Want ek en jy moet in die middel van die dood, in die middel van daai omstandighede, in die middel van daai situasie moet ek en jy kan weet dat al beplan die vyand iets slegs teen my, al beplan die mense iets slegs teen my, al maak hulle dat dit met my sleg gaan, omdat ek weet die Here is die opstanding en die lewe, weet ek dat God iets goeds daarmee beplan. Want hy beloof dit. Hy sê wie in my glo, sal tot in ewigheid nie doodgaan nie, maar sal vir ewig lewe. Wie in my glo, ek is die opstanding en die lewe. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jou situasie nie spreek van lewe nie, moenie die Here laat gaan nie. Moenie nou opgee nie, want wat dan gaan gebeur, is dit wat jy verwag gaan gebeur. Dus daar gaan nie opstanding en lewe wees nie. Hou vas aan die Here. Sien, maar dit is nie alwaar ons soms dood ervaar nie. En ek praat nou van dood in die sin van, daar's nie lewe nie. Die afwesigheid van lewe, die afwesigheid van vreugde, die afwesigheid van vrede, die afwesigheid van blydskap. Dit gebeur nie altyd net om ons nie, maar soms gebeur dit binne in ons. Sien, want soos wat Martha en Maria die dood op daai dag ervaar het, die dag toe Lazarus doodgaan, soos wat hulle die dood ervaar het, weet julle wie dit nog beleef? Lazarus. Hy het deur dit gegaan. Hy is immers die een wat dood gegaan het. So die opstanding uit Maria en Martha se oogpunt uit is hou aan glo. Maar die opstanding uit Lazarus se oogpunt uit, hoor wat sê hy van vers 39 af van Johannes 11 tot 44. Jesus het gesê, vat die klip weg, maar Martha, die suster van die oorledene, sê toe vir hom, Here, hy ruik reeds, want dit is al die 4de dag. Ek sal nou dit sê. Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie? Hulle het toe die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek het dit gesê ter wille van die skare wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom, sy voete en hande was met die grafdoeke vasgebind en sy gesig met 'n kopdoek toegedraai.
Jesus sê toe vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Sien, soms is die dood nie in die situasies om ons nie. Soms sit dit binne in ons. En soms voel dit kan hoe goed om my gaan. Alles kan vir my uitwerk. My situasies om my lyk great. Maar hier binne voel ek niks nie. Hier binne voel ek dood. Sien, die woord is duidelik oor hoe die dood ons lewens oorvat. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. So hoekom die dood in jou lewe in? Nie nou so stil raak nie, van sonde. Sien, maar ons sien 'n interessante ding in hierdie verhaal. En al die ander situasies konfronteer Jesus ons met hierdie woorde. Hy sê, wie in my glo. Wie in my glo sal nooit weer honger word nie. Wie in my glo sal nooit weer in die duisternis dwaal nie. Wie in my glo sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Daar's iets wat moet gebeur vir my en jou om die opstanding en die lewe te beleef. Nou sien wat sonde doen is min of meer wat ons sien in die begin van hierdie paar verse. Jesus sê, vat die klip weg. En Martha, die suster van die oorledene, sê toe vir hom, Here, hy ruik reeds. Dis al die 4de dag. Sonde maak dat ons nie lekker ruik nie. Sonde maak dat my lewe nie lekker is nie. Dit maak dat daar dood is aan die binnekant. Dit maak dat ek vergaan. Dit maak dat dinge binne in my agteruit begin gaan. Dis die effek wat sonde op ons lewens het. Dit lei na die dood toe. En nie noodwendig die fisiese dood nie, maar die geestelike dood. Maar Jesus sê, wie in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Want Jesus spreek een woord vir die dooies, en hulle gehoorsaam dit, en hulle begin weer leef. Jesus sê, staan op, kom uit. Ek dink daar's 'n interessante ding wat ons sien in hierdie teksgedeelte. Voordat Jesus vir hom sê, staan op, sê hy, vat die klip weg. Rol die klip weg. Maak dit oop. Ek sit met baie mense praat. Sê hulle, maar pastoor, ek sukkel. Ek kan nie. Dis vir my moeilik. Hoe moet ek ophou? Hoe moet ek? Die Here maak die weg. As hy nooit vir hulle gesê het, rol die klip weg, sou Lazarus nooit uit die graf uit kon kom nie. Die Here gaan dit vir jou moontlik maak om uit die graf uit te kom. Hy gaan jou nie uitroep en vir jou sê, hoorie so, ek wil hê, jy moet klaarmaak met hierdie sonde, maar dit is vir jou onmoontlik om dit te doen nie. Hy gaan dit vir jou moontlik maak. Hy gaan vir jou die krag gee. Hy gaan vir jou die moed gee. Hy gaan vir jou die mense om jou gee. Hy gaan vir jou die regte skrifgedeeltes gee. Hy gaan die weg vir jou maak. Hy gaan die klip wegrol. En dan, soos met Lazarus, gaan hy vir jou 'n opdrag gee. Hy gaan sê, kom uit. Nou, hoe dit vir jou lyk, is dalk 'n klein bietjie anderste. Dalk sê hy vir jou, hou op. Dalk sê hy vir jou, maak reg. Dalk sê hy vir jou, vergewe. Dalk sê hy vir jou, gaan terug. Dalk sê hy vir jou, kom uit. Maar hoe ook al hy dit doen, is dit begin met 'n opdrag, dit begin met iets wat hy vir jou sê. En kom ek wys vir julle ander plekke in die woord van God,
Markus 5 vers 41 en 42. Dis die dogtertjie van Iris. Hy sê hy neem toe die kindjie se hand en sê vir haar Talita kum. Wat as dit vertaal word beteken dit dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was 12 jaar oud en hulle was stom verstaan. Jesus sê vir haar, staan op. En wat doen sy? Sy staan op. Lukas 7 vers 14 tot 15. Jesus sien dat die mense die kus uitdra op pad na 'n begrafnis toe. Hy het nader gegaan en die draagbaar geraak en die draers het gaan staan. Toe sê hy, jong man, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het regop gesit en begin praat en Jesus het hom aan sy moeder teruggegee. Sien julle dat Jesus spreek 'n woord in jou situasie in? Hy gee vir jou 'n opdrag en ek hoef nie vir jou te sê vanoggend, wat is die opdrag nie. My job, my werk, is nie om jou te oordeel nie. Om vir jou die goeie nuus te bring. Jy weet in jou hart, wat dit is wat die Here vir jou sê. Jy weet wat dit is, wat die Here van jou verwag. Jy het die opdrag gekry, jy het jou staan op, jou kom uit, het jy ontvang. Wat gaan jy daarmee doen? Gaan jy soos Lazarus opstaan, soos die dogtertjie opstaan, soos die seun in die kus opstaan? Of gaan jy daar bly? Die keuse is joune. Hy het die klip weggevat. Hy het dit vir jou moontlik gemaak. Dit wat jou geskei het van die lewe, dit wat in jou pad gestaan het, het hy weggevat. Jy moet nou die keuse maak. So wat is my en jou opdrag? Lukas 13 vers 5 sê die volgende. Sê beslis nie, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. As jy nie bekeer nie, as jy nie 'n 180 grade omdraai maak en sê, hierdie is die lewe wat ek gehad het, hierdie is waarheen ek op pad was, maar ek stop nou hier in my spoor en ek draai om en ek gaan terug na wat die Here vir my beplan het en wat hy van my verwag. As jy dit nie doen nie, gaan jy omkom. Moet ek vir julle verduidelik, wat is die mooi woord vir omkom? Of omkom is dalk die mooi woord vir doodgaan. As jy nie bekeer nie, is dit wat gaan gebeur. Sien, 'n boom is gemaak om in die grond te wees. Vang julle die oefening. 'n vis is gemaak om in die 'n dier is gemaak om op die 'n mens is gemaak om God te dien. Om in sy teenwoordigheid te wees. As ek die boom uithaal en ek sit hom op die konkreet, as ek die vis uithaal en ek sit hom op die konkreet, as ek die dier vat en ek gooi hom tot in die diepste van die see, gaan hy doodgaan. Ek en jy in die teenwoordigheid van sonde, ek en jy met sonde in ons lewens, is op pad na een rigting toe. Dis die dood. Die woord is eenvoudig. Dis nie moeilik nie. Het julle al 'n bietjie die bestudering gaan doen van die woord sonde in die oorspronklike Grieks? So die uitspraak van dit is hamartia. Dis die woord wat daar gebruik word vir sonde. En dis eintlik 'n term wat gebruik was in boogskiet. Wanneer iemand gemik het en hulle het geskiet en hulle het die bullseye gemis, dan was dit sonde. Nie sonde in die sin van jy gaan gestraf word omdat jy gemis het nie, maar dit is dieselfde woord wat gebruik was. So wanneer ek en jy sonde doen, dan sê ons eintlik, ons het gemik en ons het geskiet,
maar ek het die doel gemis. Ek was besig, ek was op 'n plek waar ek nie hoort nie. Ek was nie in die senter nie. Ek was nie daar waar ek moes wees, daar waar ek gemik het om te wees. Ek is nie daar nie. Ek en jy mik om in die teenwoordigheid van God te wees. Ek en jy mik om beter mense te wees. En wat sonde doen is nou het ek die merk gemis. Ek is nie waar ek moet wees nie. Ek dink daarom is die gevolge dood. En die Here sê vanoggend vir elkeen wat nodig het om dit te hoor. Kom uit. Kom uit. Hy sê ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal tot in ewigheid nooit weer sterf nie. Jy het nodig om te glo dat Jesus is wie hy sê hy is. Jy het nodig om te laat gaan van dit wat jou terughou, sodat jy ook die opstanding en die lewe kan beleef. En sien, die lewe wat ons so graag soek, is in Jesus Christus. Johannes 11 vers 25 en 26 en ons lees dit weer. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Wie in my glo, nog elke keer is dit Jesus se woorde, wie in my glo. So wat is die deurlopende vereiste vir ons om deel te hê aan Jesus Christus? Wie in my glo. Die bekendste vers in die Bybel, Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Dit is jou vereiste, is glo. Wanneer die situasie om jou is, wanneer die dood om jou is, glo dat hy kan, en jy gaan lewe ontvang. Wanneer die situasie binne in jou is, hou aan glo en maak klaar, jy gaan lewe ontvang. Die lewe is in Jesus Christus. As julle al by woordskool was, sal julle weet dat die hele doel van die boek Johannes is opgeskryf in Johannes 20 vers 31. Hy sê hierdie dinge is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Sommige vertalings sê deur aan te hou glo. En hier sien ons beide partye van waarvan hy hier praat. Hy praat van dies wat nog nie glo nie. As jy glo, sal jy lewe ontvang. En as jy glo en jy hou aan met glo, gaan jy ook lewe ontvang. En hier praat hy oor al twee hierdie situasies. Hy praat oor die Martas en die Marias en die Lasarusse. Deur te glo, gaan jy lewe ontvang. Jakobus maak 'n interessante stelling wanneer hy praat oor dade. En dis nie net goeie dade nie. Dis nie net wys vir my hoeveel keer het jy vir die armes kos gegee nie. Wys my hoeveel keer het jy vir die siekes gaan bid nie. Hy praat nie net van goeie dade nie, hy praat van jou slegte dade ook. Hy begin die gesprek met ons weet dat dade nie red nie. En dan op 'n stadium vra hy 'n vraag. Hy sê, wys vir my jou geloof sonder dade en ek sal jou vir my geloof wys deur my dade. Sien, dade red ons nie, maar dade is 'n baie goeie indikasie oor of glo jy regtig. Want dis een ding om met my mond te sê, ja Here, ek glo, maar my lewe praat van iets anderste. Dade red nie, maar dade wys. Want wanneer ek met my mond bely en sê ek glo, gaan my dade dit getuig. En dis wat Johannes hier bedoel.
is nie net glo, nie net lippetaal glo nie net glo in jou gedagtes nie, maar glo en jou lewe wys dit. Dan gaan jy lewe ontvang. Maar jy moet glo en aanhou glo. Al gebeur die lewe met jou, al kom jy op die een punt wat statistiek oor en oor en oor en oor bewys, dis die enigste statistiek waaroor almal in die kerk en almal in die wêreld saamstem. Weet julle wat is daai statistiek? Dat niemand van ons kom lewendig hier weg nie. Dis so eenvoudig soos dit. Die dood is vir elkeen bestem een of ander tyd. Al gebeur die lewe met jou tot op so 'n punt dat jy nie meer leef nie. Jesus sê tot in ewigheid sal jy nooit sterf nie. Daar's 'n teologiese amper gesegde, denkwyse wat mense nou so uit gedeeltes van die Bybel bymekaar maak. En ek wil dit met julle deel en dan gaan julle beter verstaan wat Jesus hier probeer sê. As jy een keer gebore word, gaan jy 2 keer sterf. Met ander woorde, as jy een keer net uit jou ma uit gebore word, gaan jy eendag op aarde fisies sterf en jy gaan vir ewig in die hel sterf. Maar as jy 2 keer gebore word, een keer die natuurlike manier en die tweede keer wedergeboorte in Jesus Christus, gaan jy net 1 keer sterf. En dis net hier op aarde, want dan leef jy vir ewig saam met hom. 1 keer gebore, 2 keer sterf. 2 keer gebore, 1 keer sterf. So al gebeur die lewe, al kom dit tot op daai punt waar die vyand sê, jy is nou so 'n groot gevaar, ons moet maar jou lewe vat. Prys die Here, want dan is ek uiteindelik by hom. Want omdat ek geglo het dat hy die opstanding en die lewe is, omdat ek aangehou glo het dat hy die opstanding en die lewe is, sê hy vir my dat ek sal lewe tot in ewigheid. Amen.